Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Ons lees saam uit die woord van die Here vandag uit Lukas 16 van vers 1 tot 17 en ek lees vir ons die Engels uit die ESV. He also said to the disciples, there was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was wasting his possessions. And he called him and said to him, "What is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager." And the manager said to himself, "What shall I do since my master is taking the management away from me? I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I've decided what to do, so that when I am removed from management, people may receive me into their houses." So summoning his master's debtors one by one, he said to the first, "How much do you owe my master?" He said, 100 measures of oil. He said to him, "Take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, "And how much do you owe?" He said, 100 measures of wheat. He said to him, "Take your bill and write 80. The master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money." The Pharisees, who were lovers of money, heard all these things, and they ridiculed him. And he said to them, "You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. The law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. But it is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the law to become void." Vader, ons wil stil raak en ons het so 'n begeerte, o Heer, om die stem te hoor vanoggend. Here, veral in 'n gedeelte wat soos ons dit lees, Here, is dit vir ons moeilik om sin te maak van wat U selfs hier probeer sê. Maar Here, ons weet dat U praat, ons weet U praat deur die woord, ons weet U praat deur elke versie, in elke hoofstuk, in elke boek, en U praat perfek. Here, U is kristalhelder oor wat U woord sê, en so ek bid vir daardie rede, Here, dat U selfs my gebroke probeer om hierdie teks te kommunikeer aan ons geloofsgemeenskap, dat U dit sal gebruik, en Here, sny uit wat nie daar moet wees nie, maar Here, dit wat inderdaad in lyn is met U wil en U waarheid. Ag Here, soos reeds gebid is, kom en doen 'n nuwe, verdiepende, lewensveranderende werk in elkeen van ons, in ons harte, maar Here, hou dit nie net in ons harte nie. Here, soos ons gesing het, help dat dit wat ons in ons harte opnuut aan vasklou, as goed en reg, Here, dat dit sal vrug dra, selfs in die area van ons finansies. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, een van die dinge wat ek kan onthou van my kinderjare, en ek het nie die beste van gehees nie, maar ek kan vir een of ander rede, is daar een toneel uit een rolprent uit, wat my hele lewe by my gebly het. Dis 'n rolprent wat eintlik in die 1970s uitgekom het. Ek het dit eers in die 80s gesien, toe ek 'n jong laaitie was. Dit is die rolprent met die naam van The Silent Movie. Ek weet nie wie van julle onthou dit nie. Party een of twee van die ou mense gaan dalk The Silent Movie, want daar's fisies nie gepraat in die fliek nie. Alles is stil. Dit is 'n comedy, een van daai slapstick comedies, wat ek dink Mel Brooks het die fliek gemaak. Maar hierdie is die scene wat ek kan onthou, en ek weet nie hoekom dit altyd by my gebly het nie, maar daar was hierdie toneel waar hierdie direkteure van 'n maatskappy, hulle is soos die villains in die fliek,
Hulle naam is Engulf and Devour, is die naam van die maatskappy. En die direkteure is by 'n board meeting en hulle sit by hierdie board meeting en die CEO besluit om die direkteursvergadering te begin met 'n gebed. En dan is hierdie sy gebed. Dis 'n kort gebed, dis een sinnetjie gebed. Hy bid en hy sê: O mighty dollar, we pray to thee, for without thee we are in the soup. En ek onthou as 'n jong laaitie toe ek dit gehoor het, ek was soos in geruk gedink, Jesus, maar dis godslasterlik. Ek het nie lekker verstaan hoe komedie werk op daai stadium, dit is satire, met ander woorde hulle vat iets wat hulle amper belaglik maak en oordryf, om dit juis amper 'n bespotting te maak om 'n baie belangrike waarheid in jou en my te kommunikeer, en hierdie is wat hulle daarmee gekommunikeer het, is wat die storie kommunikeer is dat ons as die mens het die gevalle geneigtheid om van geld 'n god te maak. Dis die punt. En dit is, dink ek, vir meeste van ons, ek dink ons weet dit, ons het dit al baie kere gehoor. Hier is 'n vinnig lees gou saam met my, hierdie is 'n artikel, bietjie meer op 'n ernstige noot as die rolprent wat in 2017 uitgekom het. 'n Sweedse joernalis het die volgende gekommunikeer. Wat sy sê is die volgende. Sy sê dat, sy praat van ons as die mensdom, sy sê, we pride ourselves on being a modern, secular and rational society, yet our modernity is ruled by just another God. Money. Money has become our new religion, and for people who say that religion is the opiate of the masses or the root of all evil, well, have you met consumerism? En hier is die ding, vriende, dis nie eintlik rocket science nie. Die rede hoekom almal, en ek dink ons almal weet dit nog, verstaan dat geld het die geneigtheid om 'n god te wees, en ons praat oor geld as 'n god, want ons as die mens doen presies met geld dit wat ons as die mens tradisioneel doen met God, of met wat ook al die god mag wees wat jy aanbid. So presies dieselfde manier wat jy na 'n god toe kom, en jy kom na 'n god toe vir jou daaglikse brood, het ons die geneigtheid om na geld toe te kom en dink, as ek maar net hierdie geld kan bekom, kan gehoorsaam wees aan dit wat vir my die geld sal gee, wel dan kan ek okay wees, ek sal my daaglikse brood hê. Of ons het begeertes in hierdie lewe, nog altyd is dit waar van die mensdom, begeertes vir wat ook al ons definisie is van die goeie lewe, en so, net soos wat ons tradisioneel met gode doen, kom ons na geld toe, en ons dink, dit is hier waar ek die goeie lewe gaan bevind. Of ons is bang, ons is angstig in die lewe, en so dadelik het ons 'n diep behoefte vir sekuriteit. Die stories wat die mens doen is hy gaan na wat ook al sy God is vir sy sekuriteit, en so gaan ons na geld toe vir sekuriteit. Of identiteit. Die stories gaan ons as die mens na ons God toe, om te verstaan wie ons is, om in 'n mate ons waarde te definieer, en dit is wat ons so maklik as mense doen met geld. Maar by verre die meeste korrelasie tussen God en geld is wanneer dit kom by offers, die opofferings wat ons maak. Histories kom ons as die mens, ons soek so graag seëning uit die hand van ons God, ons gode af, en so ons bring offers, dinge wat vir ons kosbaar is, ons kom lê dit op die tafel, op die altaar voor ons God neer in die hoop dat hy dan in die transaksie ons sal seën. Ag vriende, wie van ons doen nie dit wanneer dit kom by geld as God nie? Ons kom en ons offer baie op om geld te bekom. Ons offer ons vrou of ons man, ons huweliksmaats op, ons offer ons kinders op, ons offer ons gesondheid op, fisies, emosioneel, ons offer ons gewetes op, net sodat ons dit kan kry wat ons glo hierdie God, geld, vir ons sal kan bied. En hier is die probleem vir ons wat vandag hierso sit. Vriende, vir jou en vir my, ons is mense wat met ons monde bely en ons koppe dink en in ons harte sê, maar ons dien 'n ander God, die Here God. Is hier die probleem, is ons bevind onsself in 'n wêreld waar selfs ons heeltyd in hierdie twee stryd, in hierdie komplekse inweef verhouding staan van waar ons met God wil, die Here God wil lewe as ons God, maar tergelykertyd worstel ons om nie geld ons God te maak nie. Ons sukkel met wat ek wil noem is
Amerikaanse dollar Christendom. Met ander woorde, jy kyk na die US dollar en dit sê op die US dollar, in God we trust. Maar die enigste ding wat ons sê, in God we trust, is die ding wat ons eintlik in trust, wat so maklik ons God raak. En dit is die vraag, vriende, wat ons vandag oor saam wil worstel, vir ons as volgelinge van Jesus, ons wat probeer verstaan, hoe lyk dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Wat het ek en jy nodig om voor oë te hou, ten einde mense te wees, wat nie geld as God gaan dien nie, maar daadwerklik regtig egtig in die regte wêreld, die Here God, as die ware God gaan dien. Maar vriende, dit is waar Lukas 16 gaan, wat ons vandag nog gaan kyk. Lukas 16, waar Jesus vir ons 'n baie moeilike gelykenis gee, is dit wat Jesus besig is om jou en my, hy wil vir ons kry om die ware God, in steede van geld as God, te dien en te aanbid. En so tel jou blaadjie by die rand, tel jou Bybel by die rand, kyk na daai teksgedeelte, kyk saam met my na die heel eerste versie, die konteks waarin hierdie gelykenis kom, Lukas 16 vers 1, ons sien daar sodat Jesus gaan hierdie bizarre gelykenis vertel aan sy disippels. Maar moet asseblief nie vergeet wees in die vertrek soos wat Jesus hierdie gelykenis vertel nie. Net soos wat Jesus nou hier met sy disippels praat, weet ons dat Jesus is nog steeds in dieselfde plek en hy is nog steeds eintlik besig met dieselfde groter gesprek as wat hy mee begin het in Lukas 15. Hierdie gelykenis volg direk na die 3 gelykenisse wat ons 2 weke terug na gekyk het. Die 3 verlore gelykenisse, die gelykenis van die verlore muntstuk, 'n verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. So dit is in dieselfde konteks waar Jesus hierdie vertel en ons weet van Lukas 15 vers 1 na wie was in die vertrek saam met Jesus. Ons het toe gesien daar was die tollenaars saam met Jesus daar by die tafel. Daar was sondaars, daar was fariseërs, daar was skrifgeleerders en daar was Jesus se disippels. En so nou hy praat met die disippels, maar Jesus weet goed wie sit saam met hom daar in daai 2 groepe, die tollenaars en die fariseërs, is dalk, mag jy dink, baie ver verwyderd van mekaar. Ek bedoel, die een is die sekulêre ouens en die ander ouens is die godsdienstige ouens, maar weet julle wat, vriende? Daai 2 groepe het een baie groot ding in gemeen. En dit is beide groepe is baie lief vir geld. Ek bedoel, die tollenaars is kind of obvious. Jy kon dit gesien kom het. Tollenaars per definisie is die ouens wat, hoorie, hulle doen alles en offer alles en almal op hulle eie mense op, sodat hulle net kan meer geld in die sak kry. Maar kyk, in ons teksgedeelte na vers 14, die surprise is, dis presies dieselfde met die fariseërs. Ja, hulle gooi dalk 'n geestelike sousie oor dit as hulle as godsdienstig is. Maar vers 14, the Pharisees, who were lovers of money, heard all these things that Jesus was saying and they ridiculed him for it. Okay, so dit is die konteks en dit maak dit vir ons baie duidelik waaroor gaan hierdie gelykenis en alles wat Jesus na die gelykenis gaan sê. Uiteindelik gaan dit alles oor geld en hoe ons as mense, as ons volgelinge van Jesus gaan wees en van die ware God, hoe gaan ons verhouding met geld lyk. En so dit is wat ek wil hê ons moet na kyk. Ons kyk na die gelykenis vanoggend en Jesus wil by wyse van hierdie gelykenis vir elkeen van ons wat vandag hier is, 3 dinge sê. Okay, so 3 dinge wat Jesus vir ons wil sê in daai gelykenis met betrekking tot ons verhouding met geld. Jesus gaan vir ons sê, wees gereed. Tweedens, wees getrou. Derdens, wees gewaarsku. Wees gereed, wees getrou, wees gewaarsku. Kyk saam met my in vers 8 tot 9. Daar's die eerste ding. Jesus sê vir jou en vir my vandag, volgeling, my disipel, Christen, wees gereed. So Jesus vertel hierdie storie. Okay, hier's die storie. Die storie gaan ons help om daai punt en al die punte te sien wat Jesus met ons oor vandag wil gesels. Maar in hierdie storie vertel Jesus 'n storie van 'n ryk man en hy het 'n bestuurder gehad. Die bestuurder is die ou wat half kyk oor al sy bates en oor sy huis. En toe vind hierdie ryk man uit, vertel Jesus in sy storie, dat hierdie bestuurder was besig om sy besittings te verkoos. En so hy roep die bestuurder in, hy sê vir jou, luister hier, ek het gehoor en uitgevind van alles wat jy doen.
Jy weet wat, jy doen presies die teenoorgestelde van wat jy behoort doen. Jy is deur my aangestel ten einde te woeker met wat myne is, ten einde my portfolio groter te maak, maar wat jy doen is, jy is besig om jou eie sakke te laai, jy is besig om my besittings te verkoos, en vir daardie rede sê die eienaar, die ryk man vir die bestuurder, hoorie, jy's gefire. Jy's gefire, maar ek gee vir jou 'n maand om jou boeke in orde te kry, dan wil ek dit sien, en daarna moet jy asseblief die pad vat. En soos wat hierdie bestuurder dit hoor, freak hy uit. Want hy besef nou, hy is haweloos, hy is in die moeilikheid, hy gaan gefire word, as niks wat hy aan dit kan doen nie, maar as hy nie meer bestuurder in hierdie huis is nie, en in daai tyd het jy gebly daar, en jy het gedeel in die vrug van die huis waar jy is, nou is hy werkloos, hy is haweloos, wat gaan hy maak? En so hy kom met 'n slim plan, eintlik 'n baie slinkse plan, kom hierdie bestuurder dan vorendag. In vers 4 sien ons wat is dit wat hy wil doen. Hy sê, hoorie, ek gaan 'n plan beraam sodat wanneer ek nou eers hier gefire word, sal ander mense my in hulle huis in ontvang. En so hy gaan uit na die ryk man se skuldenaars. Hy kom by die eerste ou. Hy sê vir hom, "Hey Piet, hoe gaan dit met jou?" "Yes man, nou het ek jou lanklaas gesien. Dit is so lekker om jou te sien. Hoorie so, jy weet mos ek en jy, ons kyk uit vir mekaar. So ek wil jou so 'n klein bietjie help. Ek wil jou so 'n klein bietjie help. Bring gou daai skuldbrief van my baas wat jy my baas skuld. Jy sien daar daai 100 bad olie wat jy hom skuld. Weet jy, gee vir my en hy al Tipex uit en hy Tipex dit uit. Hy skryf 50 daai. Hy sê, hoorie so, die Piet sê, "Dit is amazing. Hoekom is jy so nice met my?" Hy sê, "Dis mos wat pelle doen vir mekaar. Ons kyk uit vir mekaar. Dis wat ons doen." Daai 50 bad olie wat hy geskor het, julle, dit is 3 jaar se daglone. Ons praat nie hier van 'n klein discount nie. Hierdie is 'n groot skuld wat vir hom vereffen word. Die ou gaan na 'n tweede ou toe. Hy spin vir hom dieselfde storie. Hy sê vir hom, luister hierso, Jan, oor hierso, hy kom gou hierso met jou. Bring daai skuldbrief van jou. Jy sien dit sê daar so 100 korkoringe wat jy my baas skuld. Kom hierso en hy Tipex dit uit. Hy skryf 80 dae. So die ou skor 20. So 2 jaar se daglone wat hy skor. Jan sê van hoorie so, maar hoekom is jy so nice met my? Sê, dit is wat vriende is. Ons kyk uit vir mekaar. Wie weet dalk ander dag is ek in die knyp en dan man, dan weet ek jy sal daar wees vir my. En so dit is wat hierdie bestuurder doen. Hy cook the books, soos ons sal sê in Engels, maar dan eindig Jesus hierdie gelykenis en die storie eindig nogal stomp en die storie nie net vir ons nie, maar vir die gehoor wat daar by Jesus was, sou nie gewees het wat hulle verwag het nie. Dit is nie heeltemal wat hulle verwag het nie en Jesus doen dit as prins om jy sy punt te maak. Die bestuurder kom by die eienaar en die eienaar kyk nou deur die boeke en hy kyk so en hy gee so 'n tipe van 'n glimlag. En hy kyk so en hy sê vir die bestuurder, jou slinkse jakkels. Jou jakkels, ek sien wat jy hier gedoen het. By the way, jy het nie daarmee weggekom nie. En jy gaan ook nie daarmee wegkom nie. Maar 10 uit 10 vir jou kreatiwiteit. Dit was 'n baie slim buite die box move wat jy hier gepoel het. Jy gaan nie mee wegkom nie. Jy's nog steeds gefire en dan gaan jy nog steeds 10 tronk toe stuur. Maar wanneer jy by daai tronk uit gaan kom, well done vir jou. Jy het nou pelle gemaak en ek is seker hulle sal dan jou in hulle huise in ontvang. En vriende, dit is presies daar waar dit so 'n bietjie van 'n kopkrapper vir jou en vir my is dit die eerste punt wat Jesus wil hê sy gehoor en ek en jy moet verstaan. Die eerste waarheid en hierdie gelykenis, en daar's 3 waarhede wat Jesus wil uitwys. En hy gebruik die gelykenis op verskillende maniere, maar die eerste waarheid hierso word vir ons, die punt daarvan word vir ons beklemtoon, sien jy daar aan die einde van vers 8. Lees saam met my die tweede helfte of kyk saam met my daar in die tweede helfte van vers 8. Jesus praat met sy gehoor en hy sê vir hulle, was dit maar net dat God se mense, die kinders van die lig, so verstandig kan wees soos wat die kinders van die wêreld baie kere slim is. Ek wil hierdie ou verteenwoordig, kinders van die wêreld. Jesus sê, as dit maar net was dat my mense soveel common sense kon gehad het, soos wat mense in hierdie wêreld het,
Wat mense in die wêreld doen, dit is wat hierdie ou gedoen het, en vriende, elkeen van ons sien dit, ons doen dit ook in hierdie wêreld, is dat as jy in hierdie lewe is, en jy besef, dat daar is 'n baie groot waarskynlikheid, dat jy van jou rykdom gestroop gaan word, so daar's dalk 'n groot storm wat kom, of daar kan jy dit glo, dalk in Suid-Afrika, die wees wat jou kar gaan steel. As jy weet dat daar is 'n ding wat gaan kom, wat jou rykdom gaan stroop van jou af, dan is mense in hierdie wêreld is wys, ons is slim, ons lewe in die lig daarvan, ons maak seker voor die tyd dat ons is reg vir wanneer ons gestroop word van al ons rykdom, gaan ons okay wees. Dit is wat ons doen, wêreldse wysheid, dis common sense. Jesus sê hier vir ons, was dit maar net dat my mense, die kinders van die lig, dat hulle op 'n soortgelyke manier wysheid met common sense deur hierdie lewe sal gaan. Dis Jesus se punt. Mag dit maar, as my mense maar net sal lewe in die lig van die dag van rekenskap, wat hulle weet kom, hulle weet die dag van rekenskap kom. As hulle maar net met hulle aardse rykdom so sou omgaan, dat daardie dag waar almal op aarde, insluitende hulle van alle aardse rykdom gestroop gaan word, dat hulle seker maak dat hulle daarna fyn gaan wees, goed, dat dinge goed sal wees vir hulle. Kyk vers 9, dit is presies hierdie eerste punt wat Jesus maak vir jou en vir my. Vers 9 in die Engels, and I tell you, en hy praat nou met sy disippels, onthou, and I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth. Nou stop net gou daar, unrighteous wealth is maar net 'n manier om aardse rykdom te distansieer van wat hy later gaan van praat van ware ewige rykdom wat hy navolg. So dis wat hy bedoel met unrighteous wealth. Dit is rykdom van hierdie wêreld. Dis nie dat dit een of ander dodgy deal is nie, dis net bloot rykdom van hierdie wêreld. Okay, Jesus sê vir ons, sy disippels, I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, these friends may receive you into eternal dwellings. Vriende, ek wonder wie van julle is vertroud met George Muller. Ken julle vir George Muller? Hy was 'n baie bekende in die 1800s, 'n Duitse evangelis wat in Engeland grootendeels gelewe het. Hy het tot lank gelewe, tot 92 jaar oud. Hy het vir 60 jaar dieselfde kerkie gepaaster, maar regtig George Muller se hart se punt was kinders gewees. Hy het sy lewe gegee vir daardie kinders, veral wat weeskinders was. En so hy het gehelp om 117 skole in sy lewe tot stand te bring. Maar die regte punt van sy hart was die 5 weeshuise wat hy op die been gebring het. En in sy leeftyd alleen was daar derduisende op derduisende weeskinders wat in daardie huise ingeneem is. En mense het van oral later aan geld vir hom gegee, en hy het al daai geld, honderde miljoene dollars in vandag se tyd, het hy so aanspandeer op hierdie kinders, op hierdie weeshuise. Hy het daai kinders grootgemaak, hy het vir hulle grootgemaak en hulle gedisipel, hy het hulle uitgestuur om universiteit toe te kan gaan of om een of ander werk te kan gaan doen, en dit is hoe hy sy hele lewe, dit is sy lewe gedefinieer. Kyk saam op die skerm wat het George Muller gesê, en net waarskynlik ons gaan 'n hele paar George Muller quotes gaan ons vanoggend na kyk. Maar hoor wat het hy gesê, hierdie is die beweegrede, sy lewensoortuiging. George Muller het gesê, the longer I live, the more I am enabled to realize that I have but one life to live on earth. And that this one life is but a brief life. It is a life for sowing. In comparison with eternity, which is a life for reaping. En vriende, dit is Jesus se punt. George Muller is 'n kind van die lig wat deur hierdie lewe verstandig gegaan het. Hy het begryp, hoor mooi, want ek dink ons mis hierdie. Hy het begryp, George Muller het begryp dat aardse rykdom is 'n instrument. Dit is so saad. Aardse rykdom is iets. Aardse rykdom is nie soos ek en jy dink, die opbrengs, die oes van ons harde werk nie. George Muller was verstandig en het verstaan, aardse rykdom is eerder soos wat saad is,
Met ander woorde, dit is 'n middel. Dit is iets wat God vir ons gee in die hier en nou, nie as die vrug van ons werk nie, maar om mee te werk sodat ons in die hiernamaals ware ewige vrug daarvan sal kan pluk. George Miller, vriende, was wys geweest. Hy het miljoene op miljoene gekry en hy het plaksak hier gesterf in hierdie wêreld. Meer as 150 jaar gelede het hy gesterf en hy is al vir die laaste 150 jaar is hy so ryk. Vir alle ewigheid hierna, vriende, in die nuwe hemel en die nuwe aarde, want onthou dit, die nuwe hemel en aarde is 'n regte plek. Met regte egte mense. Mense wat nie amnesia het van wat aangegaan het op aarde nie. En vir alle ewigheid gaan George Miller deel in die vreugde van verhoudings en die stories om ewige braaivleisvure van wat God deur die saad wat hy gesaai het gedoen het en hy is die een wat skoor in werklike verhoudings met God en God se mense vir alle ewigheid. George Miller was wys. Dit is wat Jesus in hierdie storie vir sy disippels, vir jou en vir my probeer kry om te verstaan. En die vraag is, wat van jou en my? Vriende, is ons wys? Het ons geestelik gesproke common sense? Is ons verstandig? Is ek en jy wys in die wyse waarmee ons met aardse rykdom omgaan? Kan ek jou vra, soos jy hier so sit vandag, vriendin, sien jy jouself in daardie storie? Want soos al Jesus se gelykenisse, is elke persoon op aarde is in hierdie gelykenis. Ons is almal in hierdie storie. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar hierdie gelykenis van 'n eienaar en 'n bestuurder is een van Jesus se favorites in gelykenisse, want dit is een van die groot kategorieë wat eintlik die storie van die hele Bybel aan ons oor en oor vertel. Genesis 1 vers 26 tot 28, hierdie is waar van elke mens, almal van ons hier en elke mens op aarde, ons is almal geskep om God se bestuurders te wees. Genesis 1, 26 tot 28, God het gekom en hy het vir ons die rentmeesters gemaak om te woeker in sy wêreld, om te lewe en vrugbaar te wees tot sy verheerliking en tot die goed van ander. Dit is hoekom ek en jy en elke persoon op aarde bestaan. Dit is wat sonde is. Dit is wat Adam en Eva verkeerd gekry het. Sonde per definisie is wat ons skepingsmandaat versuim en ons gaan eerder en ons vat die eienaar se besittings en ons spandeer dit vir onsself, vir ons verheerliking, vir ons voordeel in steede van vir sy verheerliking en die voordeel van ander. En vriende, net soos in hierdie storie het ek en jy en almal op aarde het nodig om te hoor dat die eienaar van planeet aarde en van ons lewens is nie blind tot ons oneerlikheid en wat ons mee besig is nie. Hy weet dit, hy sien dit. En daar gaan 'n dag kom waar almal van ons, dis die dag van rekenskap, waar elkeen van ons die boeke gaan indien en elkeen van ons gaan voor die eienaar God, die skepper God staan en gaan verantwoording moet doen vir wat het ons gedoen as sy bestuurders, nie met ons rykdom nie, maar met syne. En so kan ek jou aanspoor, vriendin, skryf jouself, nie net, want ons almal is in die begin van daai storie, maar skryf jou lewensstorie in die einde van daai storie in. Hoor asseblief tog mooi, die punt van die gelykenis is nie, en ek sê weer, dit is nie, die punt van die gelykenis nie, dat ek en jy oordeelsdag kan vryspring deur net ons geld te spandeer vir God en vir sy koninkryk nie. Dit sal werksgodsdienst wees. Dit is nie die punt van Jesus gelykenis nie. Nee, om 'n kind van die lig te wees, daar's net een manier sê die Nuwe Testament wat ek en jy kinders van die lig word. Jy word 'n kind van die lig. 2 Korintiërs 4 is 'n voorbeeld hiervan, 2 Korintiërs 4 vers 6. Is wanneer jy die lig van die glorie van God in die gesig van Jesus sien, wanneer jy Jesus sien vir wie hy is, en as dit ware deur hom verlig word, as jy die seën aanneem, dan word jy as kind aangeneem. Dit is die enigste manier. Jy kom, jy kyk na hierdie Jesus, jy vertrou in hom, jy sê Jesus, jy is my grootste skat.
Dan is jy 'n kind van die lig. Dit is deur die bank wat die Nuwe Testament sê. Maar hoe ek en jy onsself in die einde van hierdie storie kan inskryf, vriende, is dat ek en jy het nodig om wys te wees soos hierdie man en te besef, Christen, hoor dit mooi, dis wat Jesus vir ons wil sê. Hy wil vir jou en vir my sê, wees wys. Wees gereed vir daardie dag. Maak seker dat op daardie dag, kind van die lig, wanneer jy staan voor God, dan gaan jy soos George Muller kan sê, Here, ek het my lewe spandeer met 'n ewigheidssig. En ek sien uit na hierdie huise met hierdie vriende, wat ek vir alle ewigheid gaan geniet, gegeewe die feit dat ek nou geleef het, nie vir my huis nie, maar vir u huis. En so hoor jy die woorde weer van George Muller. George Muller sê vir ons, soos hy vir homself dit geglo het, when the day of recompense comes, our only regret will be that we have done so little for him, not that we have done too much. Besef jy dit? Op daai dag gaan ons nooit spyt wees dat ons ooit te veel vergedoen het vir koning Jesus, nê? Ons gaan net dink, nou met 2020 visie, as ek maar net met meer wysheid, verstandig geleef het, hierdie kant van die dag van rekenskap. Hier is die tweede ding wat Jesus vir ons sê, wees getrou. Eerstens, wees gereed. Kyk saam met my daar, vriende, teksgedeelte, tel weer die storie op, die teksgedeelte op. Vers 10 tot 12, Jesus sê vir jou en vir my, wees getrou. Nou in vers 8 tot 9 het Jesus hierdie oneerlike bestuurder op 'n weird manier gebruik, eintlik as 'n positiewe voorbeeld. Hy was positief in die sin dat hy het voor die dag van rekenskap het hy gelewe in die lig daarvan vir wat daarna kom. So daar was hy as 'n positiewe voorbeeld gebruik. Nou gaan Jesus in vers 10 tot 13 hierdie oneerlike bestuurder as 'n negatiewe voorbeeld gebruik. En die essensie van wat Jesus hier vir ons sê, veral in vers 10 tot 12, vriende, is Jesus sê vir ons, die eintlike fout wat hierdie ou gemaak het, is nie soseer sy oneerlikheid nie. Ja, hy was oneerlik, maar daar's 'n dieper ding as oneerlikheid. Die dieper ding wat skuil onder oneerlikheid is ontrouheid. En dis regtig die ding, jy kan dit optel in die taal daar waar die klem op is die idee van faithfulness. En so in vers 10 gee Jesus die beginsel. Kyk saam met my, ek lees vir ons die beginsel. Is 'n obvious lewensfeit. Die beginsel sê Jesus is, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in very little is also dishonest in much. Okay, ons almal weet dit is hoe die hele wêreld werk, dit is hoe ons met ons kinders werk, dit is hoe ons met werknemers werk, dit is hoe vriendskap werk. Okay, so met jou kind, as jou kind 'n selfoon wil hê, en jy gee vir jou kind die selfoon, en jou kind is getrou, hy's betroubaar met hoe hy sy selfoon gebruik in daai bietjie, dan gaan jy vir hom sê, okay, jy kan so klein bietjie meer, jy gee die voordele raak 'n klein bietjie meer, want ek kan sien ek kan jou vertrou. By die werk is jy gee vir 'n junior werknemer 'n taak, en as hy die taak goed doen, die dinge wat jy hom toevertrou, dan dink jy, great, ek gaan meer verantwoordelikheid, meer take aan hierdie persoon toevertrou, en die persoon se scope gaan meer en meer word. Dit is hoe vriendskappe werk. Jy vertrou van jou hartsgeheime, jou struggles, baie intimiteit met 'n vriend of 'n vriendin. En as jy agterkom hierdie persoon aan wie jy hierdie ding toevertrou, dat jy kan hulle daarmee vertrou, hulle is betroubaar, dan groei daai verhouding waar jy meer en meer en meer van jou diepste hartsdinge aan hulle gaan toevertrou. En dis eenvoudig Jesus se beginsel, dit is die punt. Jesus sê dit is hoe God ook werk in sy verhouding met ons. Kyk vers 11 en 12, kyk hoe sê Jesus dit in vers 11 en 12. Vers 11, as Jesus se volgelinge, onthou hy praat met die disippels, as ons dan nie betroubaar was met die aardse rykdom wat God aan jou en my toevertrou het nie, hoekom sal hy dan aan ons in die ewigheid wat hierna volg, aan ons ware, ewige rykdom toevertrou? Vers 12,
As ons dan nie betroubaar was met sy rykdom nie, hoekom sal hy dan in die hiernamaals vir alle ewigheid vir jou en vir my ons eie goeders gee? As ons dan nie met hy wat God is betroubaar gewees met sy staf nie, so daar's 'n direkte implikasie, daar's 'n direkte korrelasie, is Jesus se punt, tussen ons getrouheid nou en ons ewige geniet van God se voorregte in die nuwe hemel en aarde. Hoor weer 'n keer, ons moet nog 'n paar van hulle doen. Hoor weer 'n keer wat George Muller gesê het. And by the way, niks van wat hy hier gesê het kom eers uit Lukas 16 uit nie. Hy het net geswem in hierdie worldview. Is net amazing. So hoor wat sê George Muller, het hy gesê op 'n ander stadium. Hy het gesê, a brother with small earnings may ask, should I also give? My earnings are already so small that my family can barely make ends meet. My reply is, have you ever considered that the very reason your earnings remain so small may be because you spend everything on yourself? If God gave you more, you would only use it to increase your own comfort, instead of looking to see who is sick or who has no work at all, so that you might help them. Dis wat hy sê, dit is wat George Muller gesê het vir daai persoon. Vriendin, die vraag vir elkeen van ons, vir my ook, ek vra dieselfde vir myself af. Wat van ons, volgeling van Jesus, wat van jou en my, is ek en jy getrou met die klein dinge wat die Here aan ons toevertrou? Die klein dinge, let wel, is die aardse rykdom. In vergelyking met die ewigheid en die rykdom wat kom, ek gee nie om of jy R500 'n maand verdien en of jy R500,000 'n maand verdien nie. Volgens Jesus hier is dit die klein dinge. Jesus vra vir jou en vir my, hy vra vir ons, is ons getrou in die klein dinge? Jy mag dalk hier so sit en jy mag sê, maar Poen, kyk, kom nou, wees meer konkreet. Hoeveel van my aardse rykdom behoort ek op die Here se koninkryk dan te spandeer? Kan jy sien hoe daai die verkeerde vraag is? Kan jy sien wat daai vraag eintlik verklap? As jy dit reeds al gewonder het. Want dit is die hele punt van hierdie hele gedeelte wat Jesus hier vir ons kommunikeer in Lukas 16. Die hele punt is dat Bybels gesproke, vriende, Bybels gesproke, het ek en jy nie rykdom nie. Dit is nie jou en my rykdom nie. Kinders van die lig is per definisie batebestuurders van God se rykdom. En so ja, dit mag wees dat jou en my portfolios as God se batebestuurders mag verskil. Weet jou portfolio is 'n sekere size en 'n ander ou se portfolio is dalk groter. Dit mag so wees. En ek dink, en dit is 'n bietjie spekulasie, maar ek dink dit is ook fyn dat selfs die, kom ons sê, die kommissie van daardie portfolio bestuurders sal verskillend wees. Ek dink dit is nog fyn. Dit is treffend, soos ek tevore gesê het, dat in die eerste eeu weet ons dat die bestuurders, hulle het gedeel in die vrug van die eiendom, so hulle het salaris getrek, hulle kon lewe. Ons weet van tekste soos 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 17, God sê vir ons, hy gee vir ons dinge sodat ons dit kan geniet. So daar's 'n plek vir jou en vir my om die goeie dinge van hierdie wêreld te geniet, soos wat ons woeker met God se rykdom. Maar die punt hier vir jou en vir my is, dit is nie ons rykdom nie, dit is God se. En so wat God elkeen van ons tot roep is, God vra vir jou net daar waar jy is. Wees getrou. God vra vir jou, is jy getrou? Hoe lyk dit? Ek kan nie vir jou sê nie. Ek sukkel om dit vir myself uit te figure. Ek kan nie vir jou sê, hoe gaan dit lyk vir jou, gegeewe die veranderlikes in jou lewe, die seisoen waarin jy is, die dinge en die mense wat die Here oor jou pad bring nie, maar die Here roep jou tot getrouheid. En wat ons kan weet is, daar's hierdie beginsels. Die beginsels is, soos wat jy probeer uitfigure, hoe gaan dit vir my lyk om getrou te wees? Is onthou, jy's net 'n batebestuurder. Dis nooit jou geld nie, so onthou dit, nommer 1, of is nie jou rykdom nie. 2,
Onthou jou taak, jou en my taak is om nie God se rykdom te verkwis nie, maar om vir sy koninkryk daarmee te woeker. Nommer 3, praat met die eienaar daaroor. Ek weet nie hoe baie ons dit doen nie. Nie praat vir hom en net vra, gee my meer nie. Maar praat met hom, praat met die eienaar, sê vir hom, God, ek wil woeker vir jou koninkryk. Asseblief help my, gee vir my wysheid, gee vir my insig. En soos jy praat met hom, praat met ander beleggers, bestuurders, wat net soos jy te try uitfigure. Hoe om getrou te wees. Vriende, hoe ook al dit vir jou en vir my mag lyk, ons weet die Here roep ons tot radikale getrouheid. Dis wysheid. Kom ons gaan soek hom. Kom ons wees wys, kom ons wees getrou. Hier's die derde en die laaste ding. Jesus roep ons, Jesus sê vir ons wees gereed. Jesus sê vir jou en vir my wees getrou. Laastens, kyk saam met na vers 13. Laastens, Jesus sê vir ons as sy disippels, sy volgelinge, Jesus sê, wees gewaarsku. Vers 13, wees gewaarsku. Ek dink, hierdie was die ding wat my verskriklik excited hierdie week in die teksgedeelte, wat ek nog nooit tevore raak gesien het nie. En mens mis dit ongelukkig 'n bietjie in die Afrikaans of die Engels, maar in die oorspronklike taal, die Grieks daar, is dit ooglopend. En dit is die hele konsep, die hele beeld van 'n huis. Is eintlik die groot idee in hierdie hele gedeelte. Daai woordjie bestuurder, kyk saam in vers 1, die woordjie bestuurder in die oorspronklike taal in die Grieks is die woordjie oikonomon. Daai woord, as jy hom direk vertaal, beteken die dienskneg oor 'n huis. Okay, so onthou nou, daai woordjie in vers 1 lees letterlik dienskneg oor 'n huis. Dieselfde woord het ons in vers 2 2 keer. Dieselfde woord het ons in vers 3 2 keer. Ons het weer daai einste woord in vers 4, ons het weer in vers 8. Dit dan gee vir ons ewe skielik, wys dit vir ons dat die klem in vers 3 in die bestuurder se begeerte is dat hy probeer plannetjies beraam sodat iemand hom waar sal ontvang, in 'n huis sal ontvang. Hoor asseblief mooi, hier is die punt van dit. Die punt is, vriende, hierdie storie is regtig 'n storie van 'n bestuurder se komplekse verhouding met sy komplekse verhouding tussen twee huise. Die huis wat 'n roeping op sy lewe het en dan hierdie ander huis van vinnige, oneerlike gewin. Dit is wat hierdie storie regtig oor gaan. Die punt is dat hierdie bestuurder moet uitfigure, maar wie gaan ek gelukkig maak? Gaan ek my meester gelukkig maak? Gaan ek hierso Shalom in sy huis probeer najaag? Of gaan ek regtig probeer in hierdie ander ouens se huise vir hulle te probeer Shalom najaag, vir hulle die goeie lewe gee? En dit is wat in Jesus se storie wat hy aan raak. Wat die bestuurder kan doen is net een van twee dinge. Daar's een van twee opsies. Hy gaan optree op 'n manier en soos wat hy optree, gaan hy of sy eienaar ryker maak. Per definisie gaan dit vir die skuldenaars beteken as dit is soos 'n weegskaal. As die eienaar ryker word die skuldenaars armer. As hy die call maak, ek gaan die skuldenaars ryker maak, per definisie, as hulle ryker word, so dan word die eienaar armer. Die twee staan of val met mekaar. En hier is die kikker. Kyk saam met my daarso in vers 13. No servant, sê Jesus, no servant can serve two masters. Die punt is daai woordjie daarso, wanneer Jesus praat van ons as servants, het weer die einste woord, dit is huis. Dis dieselfde woord daar, die Afrikaans vertaal het beter. Daai woordjie servant, daar is die woordjie huiskneg. Die punt wat Jesus daardeur maak vir ons, is almal van ons. As jy disipel is jy 'n huiskneg van God. Maar daar's een van twee huise vir wie ek en jy gaan lewe. Of die huis waar God ons baas is, of ek en jy gaan lewe in die huis waar Mammon ons baas is.
en die twee staan of val saam. Daar's nie 'n derde opsie nie. Ons kan nie sê, weet jy wat, ek gaan nie die huisknegt wees wat beide God gaan verryk en ek gaan traai om op dieselfde tyd vir Mammon te verryk nie. As jy vat van die een, maak jy die ander een ryk. As jy die ander een ryk maak, dan steel jy van die ander een. Vriende, dit is wat Jesus jou en my tot roep. Jesus sê vir jou en vir my, besef dit, wees gewaarsku. Daar is nie 'n derde opsie nie. Daar's two ways to live. Daar's twee paadjies. Watter paadjie is dit wat jy kies? Vriende, die scary ding is dat ek dink ons en ek bedoel ons as die hedendaagse wêreldse westerse kerk, veral die westerse kerk, ons is nie baie verskillend as die fariseërs en wat daar voor Jesus gesit het nie. Ons is 'n mense wat alles in ons vermoë probeer, net soos die fariseërs, om 'n derde weg te create. 'n Plek waar ons beide Mammon kan dien, diensknegte van Mammon in sy huis kan wees, en diensknegte van God in sy huis kan wees. En Jesus, wat vir ons lief is, sê vir ons, wees gewaarsku. Jesus sê nie vir ons, you may not serve God and money nie. Jesus sê vir ons, it cannot be done. Dit is onmoontlik. Dit kan nie werk nie. En so vriende, kan ek ons vra, sien jouself in die storie? Sien jouself in die storie soos wat Jesus hierdie spieël vanoggend vir ons ophou? Jesus vra, watter tipe diensknegt gaan ek en jy wees? Wie se huis gaan ek en jy voorlewe? Ons gaan iemand dien. Ons gaan iemand se bates probeer meer maak. Is dit God sin? Is dit Mammon sin? Ek sluit af. Ek gaan vir ons afsluit deur vir ons een laaste vraag vanoggend te vra. Die vraag is, vriende, wat gaan ons help? Want dit is moeilik. Dit is moeilik vir ons. Ek en jy lewe in 'n wêreld waar die hele wêreld stap op hierdie paadjie af. Die hele wêreld stap op 'n paadjie af agter na Mammon se huis toe om Mammon te gaan verryk. Dit is so betowerend, die krag van Mammon. Ekskuus tog. Die krag van Mammon, vriende, is so aanloklik vir jou en vir my. Dit is so moeilik vir ons as Jesus se disippels om nie op daai paadjie te gaan of op ons make-believe paadjie ergens in die middel te probeer stap nie. Dit is vir ons so moeilik om daadwerklik in hierdie te lewe te stap, om vir die Here te lewe, vir sy koninkryk te lewe. Wat gaan ons in staat stel? Die antwoord is, vriende, ek en jy het nodig, net voor ons begin het vanoggend, ons het nodig om te besef dat die fight vir jou en vir my elke dag is 'n fight van die hart. Dis 'n fight wat ek en jy op ons hartsvlak moet fight en op ons hartvlak moet wen. Kyk na vers 13. Vers 13 het Jesus dit duidelik gemaak. Hy het gesê, uiteindelik is wie ook al jy gaan gehoorsaam is oor liefdes. Dit hang af, wie is jou eerste liefde? Dis as geld jou eerste liefde is, gaan jy, of as jy jou eerste liefde is eerder, gaan jy vir geld te dien. Maar as God jou eerste liefde is, dit is 'n hartsding. Dit was die issue. Kyk vers 14 met die fariseërs. Hulle was lovers of money gewees. Laaste quote van George Miller, ons is amper daar. Laaste quote van George Miller. Hoor hoe pragtig het hy dit gesê. Hy het gesê, George Miller het van sy eie lewe gesê, there were few people perhaps more passionately fond of traveling and seeing fresh places and new scenes than myself. So George Miller sê, weet jy wat ek wens, ek het meer geld gehad, sodat ek oor die hele wêreld kon gaan en al die dinge sien wat my hart so begeer. Maar hoor wat sê, hy sê, but now, since by the grace of God, I have seen the beauty in the Lord Jesus, I have lost my taste for these things. Vriendin, dit is wat ek en jy nodig het. Ek en jy het nodig om wakker te word. Ons oë het nodig om oop te gaan tot die pragt, die skoonheid, die onskatbare waarde van Jesus. Dit is waar die fight gewen word vir jou en vir my. En so sien vir Jesus in sy pragt, soos ek vanoggend ons los, sien vir Jesus op net. Die diensknegt wou vriende maak deur skulde te vereffen.
Besef jy vriende, dit is wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. Jesus het gegaan en nie net 3 jaar se lone of 2 jaar se lone vir jou en vir my vereffen, sodat ek en jy sy vriend sal wees nie. Hy het kruis toe gegaan, Jesus het kruis toe gegaan, hy het sy lewe gegee, om al jou en my skulde, vir alle ewigheid, te vereffen, sodat ons met hom vriende sal wees, dat ons al kan besef, hoe amazing hy is, wat hy vir ons gedoen het, dat ek en jy in hierdie huis vir alle ewigheid saam met hom kan wees. Dat ek en jy vir alle ewigheid gemeenskap met hom, en met sy Vader, en met sy mense, en 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, vir alle ewigheid gaan kan lewe. Dit is hoe lief Jesus vir ons is. Hy het sy lewe vir ons gegee. So vriende, kom ons kyk na hom. Kom ons hou aan hom vas. Kom ons sien the surpassing worth of Jesus, van Jesus. En kom ons wees dan wys soos wat ons met ons aardse rykdom in hierdie wêreld omgaan. Kom ek bid vir ons saam. Vader, ek pleit deur die Gees dat U ons nie net nou nie, maar elke dag, elke oomblik ons oë sal hou op Jesus. Jesus wat ons skulde vereffen het, sodat ons sy vriende kan wees. Ag Here Jesus, ek bid dat dit vir ons nooit sy glans sal verloor, sodat soos wat fake gold ons vir 'n kort tyd nou betower nie. Ag Here, deur die Gees, kom en doen 'n diep werk in ons, dat ons Jesus in al sy kosbare waarde, hom as die grootste skat sal sien, en hom as die grootste skat sal geniet. En soos wat ons dit doen, o Heer, maak ons vry van die slawerny van geld, en die dwaasheid om vir net 'n paar jaar nou te lewe. Here, ons sien uit vir die ewigheid saam met U. Ons sien uit na die goeie lewe vir alle ewigheid. Wees ons tog genadig in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.